Hallo daar en baie welkom by my kanaal. My naam is Monica Potgieter. Ek gaan 'n paar video's maak oor die onderwerp van hoop en ook oor geestelike groei en enige onderwerp wat mag opduik. Ek wil vandag praat oor selfoonverslawing. Hierdie ding in my hande wat 'n groot probleem geraak het vir 'n paar mense. Ook vir my. Bly gerus ingeskakel tot op die einde en ek gaan 'n paar nuttige wenke gee hoe om hierdie verslawing te oorkom. Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Het hierdie ding ook vir jou te belangrik geword? Ongeveer 'n jaar gelede was dit die eerste ding waarna ek geryk het as ek wakker geraak het. Ek wou net kyk of daar boodskappe deur die aand ingekom het. Voor ek myself kom kry, is ek op sosiale media, kyk ek na my e-mails en dan sit 'n uur later. En dan het ek nog nie eers stilte tyd gehou nie. Ek dink daar's 'n hele paar mense wat sukkel met hierdie verslawing op die oomblik. En dit het werklik 'n verslawing geword. Luister tot op die einde en kom ons kyk wat ons hieraan kan doen. As jy hou van my video, gee dit asseblief 'n thumbs up en jy kan ook die like knoppie druk en share dit met jou vriende. Iemand het eendag 'n ware stelling gemaak. Hy het gesê dat 92% van die mense wat gesterf het nooit hulle ware lewensdoel ontdek nie. 'n Mens wil vra hoekom nie, maar ek dink dit is in ons eie lewens baie duidelik dat daar soms net dinge is wat ons tyd opvreet. En ek dink die selfoon is een van hulle. Soms wonder ek hoeveel keer op 'n dag kyk ons na ons fone. Iemand wat 'n studie daaroor gedoen het gesê dat ons vanaf 150 tot 2600 keer 'n dag na ons foon kan kyk. Dis ongelooflik baie. Ek het onlangs geluister na 'n jong dame wat gekla het dat sy 6 ure per dag op haar foon spandeer. Sy kan nie by haar studies uitkom nie en sy is absoluut verslaaf aan sosiale media. 'n Ander jong man het gesê dat hy bereid is om sy slaap op te gee in die aande, net sodat hy TikTok kan kyk. Weet jy, ek het gaan sit en uitwerk. Sê nou maar ons lewensspan is maar net 70 jaar. En kom ons sê jy spandeer 5 ure 'n dag op jou foon. Besef jy dat dit dan uitwerk op 26 jaar van jou 70 jaar wat jy op jou selfoon is? Weet jy, dan leef 'n mens eintlik net 44 jaar van jou 70 jaar. En as mens so daarna kyk, is dit eintlik baie skokkend. Weet julle, elke ping wat die foon gee, skei dopamien in ons brein af. En onthou, dit is so ontwerp. Elke keer as jy die ping hoor, tel jy jou foon op. So, ek wil die vraag vra. Dink jy nie die foon het ons moderne idol geword nie, 'n afgod? Ek dink in die Ou Testament was afgode duidelik herkenbaar. Maar vandag sit ons met iets wat ons heeltyd saam met ons dra. Ons gaan slaap selfs met dit. Ons vat hom saam kerk toe. Ek dink, as ons baie mooi gaan dink daaroor, hierdie selfoon amper die plek van 'n afgod ingeneem in ons lewens. Ons gaan eers oor 'n paar jaar besef watter skade die selfoon aan ons gedoen het. Ons hoor deesdae dat dit agteruitgang veroorsaak van die mense se geestesgesondheid. Dit veroorsaak ook depressie, angs, ADHD in groot mense en in kinders. As ook jong mense is heeltyd besig om hulle self te vergelyk met ander mense. Dis nie 'n goeie toedrag van sake nie. Ek dink mense soms net te skaam om te erken dat jy eintlik verslaaf is.
So, die eerste stap is om te erken dat jy te veel tyd op jou foon spandeer. Maar as jy nie seker is hoeveel tyd jy per dag spandeer nie, gaan na jou settings toe en kyk op digital well-being. En daarop sal jy min of meer kan agterkom hoeveel ure dag jy in totaal op jou selfoon is. Weet jy, die ideaal is eintlik om dit af te bring na 1,5 uur. Maar as jy nie daai groot stap kan vat om dit na 1,5 uur af te bring nie, probeer om dit te halveer en dan later kan jy probeer om dit al hoe minder te maak. Be strong. Punt nommer 1. Hou eers stilte tyd in die oggend voordat jy jou foon optel. Kom ons kyk wat sê Galasiërs 5 vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. Punt nommer 2. Sit al jou kennisgewings, jou notifications en jou vibrasies se klank af. Weet jy, want dit gaan veroorsaak dat jy nie elke nou en dan na jou foon gryp nie. Maak 'n plan om net elke paar uur na jou foon te kyk. Laat weet ook jou vriende dat jy 'n bietjie detox van jou foon, dat jy nie dadelik hulle WhatsApps gaan antwoord nie en vra hulle om jou te skakel as dit dalk baie dringend is. Kry ook miskien 'n paar detox maatjies saam met jou. Punt nommer 3. Sit jou foon op airplane mode of op do not disturb. Punt nommer 4. Moenie die foon die heeltyd langs jou hou nie. Ons is nogal geneig om dit te doen. Dan is dit die gevaar is ons gryp onmiddellik na die foon sodra hy ping. Wanneer jy eet, sorg dat hy nie op die etenstafel is nie. As jy in 'n restaurant eet, sorg dat die foon nie by julle is nie. As jy in die badkamer is, sit hom eerder in 'n ander vertrek. Moet hom nie saam met jou neem nie. Nog 'n goeie ding om te doen is om saans 8 uur jou foon te laai in die kombuis. Dit veroorsaak dat jy nie heeltyd na jou foon gaan kyk nie. Wat ek en my man doen is om dan boeke te lees of take rondom die huis te doen. Punt nommer 6. Sit jou foon op grayscale. Jy gaan na 'n settings toe en accessibility. En dit veroorsaak dat jou skerm grys is. Dit lyk baie oninteressant en jy gaan definitief nie lus voel om gereeld na jou foon te kyk nie. Volgende punt is punt nommer 7. Kyk of jy weer terug kan gaan na die dagboek daar. Skryf vir jou 'n paar aktiwiteite en doelwitte neer in 'n dagboek. Onthou, as jy nie meer die dopamien uit die foon uit gaan kry nie, gaan jy nou jou dopamien uit die alledaagse lewe uitkry. Beplan jou naweke en jou kuiertjies vooruit. Beplan jou aande ook vooruit. En reël met jou vriende kuiers vooruit. Ek beloof jou, dit gaan definitief daai versoeking van die foon 'n bietjie verminder. Punt nommer 8. Soos ek gesê het, probeer om net so ure en 'n half op jou foon te wees 'n dag. Jy sien dit op digital well-being onder settings. As jy baie sukkel om vry te kom van die foon, is daar ook apps wat jy kan gebruik. Die apps is Freedom, To-Do Book, 'n App Block en Stay Free. Kyk of hierdie apps jou nie dalk gaan help nie en ek glo dit sal jou definitief help. Punt nommer 9. Verwyder al die sosiale media ikone van jou foon af. En kyk eerder na jou sosiale media op jou rekenaar. Dit gaan definitief maak dat jy minder na sosiale media kyk. As jy 'n besigheid het waarop jy adverteer op sosiale media, gebruik jou rekenaar vir dit. Punt nommer 10. Indien dit moontlik is, as jy gaan gym of as jy gaan stap of as jy gaan uit eet, los eerder die foon by die huis of in die motor. Punt nommer 11. Baie belangrike ding wat ons maar almal weet is, moenie tik en bestuur nie. Hoeveel keer het ons al verby iemand gery
En dan kan jy sien die persoon is besig om boodskappe te tik op sy selfoon. Dis baie gevaarlik. Laaste punt is, ek dink ons moet terugkeer na die gevoel van verveeld wees. Leer om net in stilte te kan sit en niks te doen nie. Ek weet dis vir my baie moeilik, maar ek dink dis eintlik 'n gesonde ding om net te kan sit met jou eie gedagtes en te ontspan. As jy dink hierdie video kan iets vir iemand beteken, druk asseblief die share knoppie, as ook die like en die subscribe. As jy nog 'n paar idees het oor hoe mense oormatige selfoongebruik kan bekamp, kan jy dit gerus in die opmerkingskolom noem. Alles van die beste totdat ons weer praat.